Ek het in Januarie weer begin om die Nuwe Testament in 1 jaar deur te lees, dag vir dag, saam met Stefan Joubert in sy Stilte Tyd Bybel vir mans. Die eerste paar hoofstukke van Matteus het my alreeds 'n hele paar keer weer met nuwe verwondering na ons Here en ewige Koning Jesus Christus laat kyk. Die nuwe jaar is nou al 'n entjie aan die gang, 12 dae om presies te wees, 1/3 van Januarie reeds agter die rug. Maar, ek gaan nie praat oor hoe die tyd vlieg nie, al is dit wat tyd eintlik doen. Wat ek tot dusver weer by my Here Jesus geleer het, is so 'n klein kykie na sy manier van dink en leef. Ons Christelike geloof is per definisie 'n lewende verhouding met hom, ons Verlosser en ons Meester en Here. En verder het God se kinders ook per definisie altyd 'n positiewe lewensuitkyk. Ons kan nie anders nie. Dit is hoe God jou gemaak het. Ons is nie vanuit onsself sterk en energiek nie, maar ons is dit vanuit ons skepingsbron en ons skepingsdoel. Ons is dan geskape na die beeld en gelykenis van God self. Genesis 1 vers 26. Ek hou van hoe dit in die boodskap staan. God het gesê, kom ons maak 'n mens wat iets van my in hom het. Ja, jy het iets van God in jou. In die Nuwe Lewende Vertaling lees ek vers 27. God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep. Nou terug by die Nuwe Testament. In Matteus 12 haal die skrywer 'n profesie oor Jesus aan uit Jesaja 42. Hy skryf in Matteus 12 vers 21, op hom, die dienskneg van God, sal die nasies hulle hoop vestig. As jy kan terugdink aan wat ons 'n maand of wat gelede uit Hebreërs onder andere oor hoop geleer het. In Hebreërs 7 vers 18 en 19 lees ons oor Jesus en ons nuwe lewe die volgende. Aan die een kant word die vroeëre bepalings dus afgeskaf vanweë die kragteloosheid en nutteloosheid daarvan. Die wet het nie volmaaktheid bewerk nie. Aan die ander kant het 'n beter hoop ingetree, waardeur ons tot God nader. Hierdie beter hoop verwys na ons Verlosser Jesus Christus, waarvan Paulus ook getuig, onder andere in Kolossense 1 vers 22 en 23, waar ons hom hoor sê, maar nou het God ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Die evangelie beteken in Grieks letterlik die goeie nuus van verlossing. Die goeie nuus oor Jesus se verlossing is die beter hoop, die beste hoop, die enigste ware hoop en waarborg wat jy kan hê, ook vir die res van hierdie jaar en vir die res van jou lewe. Kom ons sê vir die Here dankie daarvoor. Here Jesus, baie dankie dat U ook my Verlosser is, my Here en Meester, dat U ook hierdie hoop in my gewek het. U is inderdaad my enigste hoop. Ek hou vas aan U, Here. Dankie dat U my eerste vasgehou het. Amen.